Nou ja, ons sit hier in Orania by die dorpsraad by Gawie Snyman. Hy is die of die bestuurder hierso van die dorpsraad. Nou die dorpsraad is maar baie dieselfde soos 'n munisipaliteit. Orania is net so 'n bietjie beter as die wat julle nou van weet. Gawie, dis lekker om jy by julle te kan kuier. Baie dankie, Koos, dis lekker om jou hier te hê. Nou ons wil graag hierso by Gawie 'n bietjie uitvind, hoe werk die dorpsraad en hoe ontwikkel 'n mens 'n dorp soos Orania? Weet want julle het sekerlik sekere uitdagings, onder andere, kom ons trek weg by die hitte komponent. Julle is besig om die mikroklimaat amper of te verander. Kom ons trek weg by daai aspek. Gawie, hoe doen julle dit? Arno Lamprecht, ons hoof van gemeenskapsdienste, is tans besig met wat ons noem groenmeesterbeplanning. Net om 'n bietjie meer bome in te kry, meer plante groei, byvoorbeeld by ons sportgronde en ander terreine. Wat 'n mens graag wil hê, is jy ry deur die dorre Bo-Karoo en jy wil die gevoel kry van 'n oase, maar jy wil dit ook verantwoordelik doen. So Arno is besig om te kyk en hy kry kundiges in, byvoorbeeld Dion Kotse, mense wat al lank by natuurbewaring ook was, om te kyk om bome en plante voor te stel, wat ook endemies in hierdie gebied is, en wat so ons probeer wegbeweeg, veral, as jy nou in jou tuin, kom ek sê so, in jou tuin kan jy plant wat jy wil, maar op ons openbare ruimtes, wil ons graag inheems en endemies gaan. So ons wil daai karakter eintlik van hierdie streek behou, maar ons wil dit groen maak en ons wil dit die mikroklimaat, soos wat jy ook gesê het, wil ons baie meer gunstig maak. Dit maak 'n mooier dorp, ons mense wil in mooier areas bly. Die estetiese, dis baie keer vir iemand wat by bestuur staan, as jy rand en sent kyk, om goed wat opbrengs lewer te prioritiseer. Maar dit is baie belangrik om nie noodwendig na die slaggat te trap om dit elke keer te doen nie. Want infrastruktuur skree hard, jy weet, jy moet water neersit, jy moet riolering neersit. Die paaie word stowwerig en klipperig en vol gate en jy moet dit skraap en jy moet dit opgradeer. Daai goed skree redelik. En dan is dit maklik om so die mooier, die estetiese, so bietjie hoe kan ek sê, stief te behandel. So ons het nou ook gesê, kom ons kyk, hoe skep ons 'n mooi dorp, hoe skep ons 'n lekker dorp, om 'n voorbeeld te vat, Orania, en ons lê hom ook so uit, ons kan nou daarby kom, ons lê hom ook so uit, hy moet voetgangervriendelik wees, hy moet fietsvriendelik wees, so jy wil nie te veel karre op die paai hê nie, so nou moet jy ook dink, hoe lyk jou ontwikkeling, as jy hom ontwerp vir karre, kry jy karre. So, maar terselfdertyd moet jy dit nie vir die ou wat inkopies wil doen, moeilik maak om inkopies te doen nie. So daar is 'n bietjie van 'n balansering. Maar nou sit jy in die Karoo, wie wil nou stap in hierdie Karoo? Jy weet, wie wil nou fietsry, as dit nou 40 plus grade is en wat ook al. So dit sê vir ons moet mooi dink oor ons sypaadjies, ons moet mooi dink aan koelte. So dit is nou nie goed wat ewe skielik oor 10 jaar of 5 jaar, so is dit nou lekker cool nie. So ons moet vooruitdink en dan kan ons, as ons 'n stad kan ontwikkel wat toeganklik is vir fietsse, vir voetgangers, waar dit lekker is, en jy kan ook terreine neersit wat so 'n bietjie, hoe kan ek sê, jy gaan nie net en jy kom terug nie, maar jy kan 'n bietjie leef as jy daar is. Ek dink baie keer in die moderne stede, as jy inkopiesentrum toe gaan, en selfs die inkopiesentrums, dink ek, probeer 'n atmosfeer skep om die ouens daar te hou. Maar as 'n mens vat, jy gaan inkopiesentrum toe, dan is jy daar, dan bestee jy tyd daar, dan klim jy in jou kar, dan ry jy terug huis toe, dan is jy weer tyd daar. Hoe skep jy 'n dorp waar jy leef ook tussen jou huis en waar jy inkopies doen? Hoe skep jy 'n ruimte waar dit lekker is, waar die inkopies doen is nie net een van dit is nie die ding om te doen nie, die deel van die
deel van die reis op pad inkopiesentrum toe, is deel van jou belewenis en die asem in die dorp. En dis klink 'n bietjie filosofies en dalk is dit, maar dit is van die dinkwerk wat ons probeer insit wanneer ons hierdie persele terreine, ook byvoorbeeld die stadskern, hierdie ontwikkelingsmaatskappy wat redelik betrokke is daar's verskriklik baie moeite in om hierdie goed mooi te balanseer en nog moeilike gesprekke gaan nog gevoer word ook. So in die Pretoria wêreld en die ander stedelike gebiede wil die ouens sê jy moet in die winkelsentrum inkom en dan moet jy daar sit en eet en kuier en dan gaan jy uit as gevolg van die veiligheidsaspek. So julle sê dit is veilig hierso en daarom is dit veilig is kan jy in jou kan jy letterlik 'n fiets vat of jy kan loop na jou sentrum toe. So ek dink veiligheid is definitief 'n ander aspek ook wat in Orania net anderster is as enige ander plek tans in Suid-Afrika. Dit is 'n baie belangrike punt dit wat ek hier sê, eintlik neem ek die veiligheid van selfsprekend op, nê. Ek het nou nie eers in daai terme gedink nie. Dit gaan nie noodwendig werk elders nie. Maar dis nou weer die voordeel om net vinnig by jou aan te sluit die idee van 'n inkopiesentrum of die tipiese mall waarvan ons praat is soos jy sê, daai veiligheid, dis daai omgewing, maar dis dalk ook waar die omgewing tot by die mall is hard. Dis breë paaie, dis baie verkeer. Dit is getoet, dis 'n ruimte wat jy wil ontsnap na iets toe. Ons vraag is, hoe's die ervaring van die hele stad? En dit is ook, wil ek nou maar net noem, daar's nie gesê dit sal nie, maar ons staan so bietjie skepties oor die tipiese mall. En ons dink meer in terme van jou pleinwinkeltjie of jou gemeenskapswinkeltjie of dit gaan groot wees, jou slaghuis, jou plaaslike slagter en so aan. Dit kan groot wees, dit is nie te sê dit moet klein wees nie, maar hoe skep jy 'n omgewing waar jy inkopies doen, nie by 'n bestemming nie, maar in die dorp. Hoe jy hier in die dorp dit doen, daar in die dorp dit doen. Nou dit is seker lekker om te sê jy's by 'n inkopiesentrum, maar jy wil in die dorp leef. Inderdaad. Ek kan net sê ons het hier in Orania gery en oral waar ons kom, sien jy die ouens met fietsse en jy sien hulle met loop in die pad. Selfs kinders wat in die pad loop, wat jou net laat, ek wil amper sê vir ons wat van die Gauteng wêreld afkom, is dit dis nie, hoe kan dit wees? Jy wil sommer stop en die kinders optel en sê, kan ek jou by jou huis gaan aflaai? Terwyl, nie weet ek is reg help en gesê, los hulle is heeltemal, hulle weet presies waartoe hulle op pad is en wat hulle moet gaan doen. So dis vir ons abnormaal, dis vir ons nie, die normaal is net moeilik om te verstaan. En dis so dinamies ook, nee. Iets wat, as jy nou so Orania probeer ons sekere opsigte beplan, maar nie alles sentraal beplan. Ja, sekere jou uitleg van jou dorp in paaie en so aan, dit moet jy sentraal hanteer, want dit het al sy impak op mekaar. Maar iets wat byvoorbeeld voorgekom wat niemand kon voorsien het nie, is al hierdie Alexa karretjies wat jy moet sien, al hierdie elektriese voertuie. En ewe skielik om in die dorp te gaan, so hy's klein, hy kom op, jy weet, hy kan redelik kleiner paadjies ry en dis spotgoedkoop. Ek meen jy laai hom vir ons kykers net verduidelik julle publieke vervoer in Orania. Wat is dit? Goed, ons noem dit ons kan sê publieke vervoer, maar dit is 'n privaat inisiatief, nê? So die sogenaamde publieke vervoer is wat ons maar noem die Alexa bussies. So dis 'n sakeman, oom Janie Roux, wat hy het eers begin met hierdie Alexa 3-wiel motorfietsie tipe goedertjies. En dit het redelik aftrek gekry. En hy het sy somme gemaak daarop. En hy het gesien maar wat is die instandhouding en hy het die bussies laat kry. So dis elektries aangedrewe bussies. So hierdie bussies ry dan deur die dorp met baie tipies soos jou busroetes op sekere tye op sekere stoppe. En is die diens gratis? Nee, so jy betaal vir hom, daar hy werk met 'n toepassing, so jy kan geld oplaai met beursie en dis meer so redelik al, jy sal ook sien as jy by 'n busstop kom, dan sal gewoonlik
QR-kode onder, wat jy kan skandeer, dan gee hy vir jou die bustye, en ek dink jy kan dan betaling maak en kaartjies koop en so aan. So, en dit werk redelik goed, so baie interessant. Ek hoor selfs hy die hy het amper al 'n finansieringsmodel ook vir hierdie voertuigies, jy weet die motorfiets, wat jy as jy in Orania is, jy amper al by hom kan gaan draai en dan kan jy vir jou enetjie aanskaf, jy huur om te koop. Dis reg, iets in daai lyn. Dis reg, ja. So, dis wat mense amper daai Indiese tik-tiks, dit lyk amper so, daai, maar is elektries. Nee, en hulle dan jy kan hom huur om te koop, of jy kan hom koop. Baie goed. Julle ontwikkeling het immers vir al hierdie bome en groen grasperke en dis meer het water nodig. Nou, hoe werk julle met hierdie waterregte uit die rivier uit? Want dit is sekerlik waar meeste van julle water vanaf kom. Daar's immers ook waterregte en Suid-Afrika se reëls is natuurlik nog op hierdie stadium op julle van toepassing. Ons hoop julle brein nou goed genoeg het dat julle eie reëls kan maak. Maar die punt wat ek wil vra is die waterregte en hoeveel water kan julle neersit, hoe groot kan julle gaan en wanneer het julle nodig om die waterregte te moet uitbrei? Goed, so vinnig, as ons tipies praat van waterregte, dan dink ouens baie tipies aan landbouwater. So die hoeves wat besproei en so aan, het hulle waterregte per die hoeveelheid hektaar waterregte wat hulle het, maar dit is vir boerderyaktiwiteite. Vir die dorp werk dit op 'n ander stelsel, dis wat ons noem industriële water, jy het 'n waterlisensie en jy doen aansoek, so ons het, ek kan nou nie presies, ek kan die syfer kry as ek moet gaan kyk, maar ons is nog goed binne ons kapasiteit op ons waterlisensie, dan is dit vir enigiets behalwe landbouwater. So, en dan meet hulle ons onttrekkingskapasiteit en omdat water 'n mensereg is, werk hy ook 'n bietjie anders as landbouwater. So, as munisipaliteite of nedersettings, kom ons so by 'n sekere grootte kom, dan is dit fooi wat jy betaal, jy doen aansoek en hulle gee vir jou 'n groter lisensie. So ons hoef nie nou binnekort, ek dink nie ons hoef binne die volgende 3 jaar ons waterlisensie te verhoog nie. Dit hang natuurlik als af van groei en onttrekking. So dit is redelik maklik om te kry. Dis nie soos landbouwater waar daai hektare toegedeel is en as jy nou ekstra hektare wil kry, moet jy iewers koop en dit is 'n verskriklike omslagtige proses met baie politiek nie. Ons lisensies wat ons nou het in die verlede gekry het, is 'n proses waardeur jy moet gaan, maar dis nie vol soveel uitdagings nie. Dan wil ek ook net noem, in die dorp het ons ook, ek is nie seker hoeveel ander munisipaliteite het dit nie, ons het 2 waterstelsels, so die een is wat ons noem rou water, so dis ongesuiwer, dis wat mense op die tuine kan uitspuit, en die duurder water wat ons nou eers moes suiwer, dit word net binne in die huis gebruik. So, rou water het ons by meeste huise net 'n heffing vir die rou water. Die rou water is nou direk uit die rivier. Direk uit die rivier uit, so ek sê nou direk, hy kom uit die rivier uit en dan gaan hy deur ons netwerk soontoe. Hy het nou maar 'n roete wat hy volg, so ek kan nie enige kraanwater wat in 'n tuin staan drink nie. Sal nie doodgaan nie, maar dis nie ideaal nie. Nee, ek sou die volgende sê, ek sal ook nie sê dis nie ideaal nie. Ons is baie geseënd, ons is teen die Oranje rivier. As dit nou die Vaalrivier was, dan het ek vir jou gesê, moenie. Maar die Oranje rivier, ons toets die rivierwater gereeld. Daar is nie uitdagings nie. So mense kan selfs die gewone kraanwater met vrymoedigheid, sou ek amper sê, drink. Maar die gesuiwerde water het ons nou redelike standaarde waaraan ons moet aflewer. Daar's algemene standaarde waaraan ons moet voldoen en waaraan ons wel voldoen. So dit maak dit vir julle 'n bietjie makliker om te sê die kapasiteit wat jy moet suiwer is nie nodig om dieselfde te wees as dit wat die mense in hulle tuin uitspuit nie. Dis presies dit. So as jy gesuiwerde water op die tuin moet uitspuit, moet jou hele watersuiweringsaanleg groter wees. So jou koste, daar's altyd 'n koste. Onthou nou, het ons 2 waternetwerke. Ons het
'n rou waternetwerk, afsonderlike pypnetwerk en 'n vars waternetwerk, afsonderlike netwerk. So dit is op daai opsig dubbele koste, maar jy spaar dit by die watersuiweringsaanleg. So en dit voel ook net vir ons, dis meer verantwoordelik met hulpbronne. Een van die goed was, ons het die dorp so gekry aanvanklik en ons het net die praktyk voortgesit. Ek verstaan. Plaaslike regering in Orania is sekerlik ook maar partykeer 'n uitdaging, want 'n mens het sekerlik nodig om na die gemeenskap, die inwoners van Orania te luister, maar jy het ook 'n verantwoordelikheid om dan 'n sekere ek wil amper sê reëls neer te sit sodat die ontwikkeling ordelik kan gebeur tot op sekere weet na die doelwit toe wat daar vir almal gestel is of weet wat daar is. Hoe hanteer 'n mens hierdie plaaslike regering gebalanseerd dat jy nie te veel wil regeer nie, maar ook nie toelaat laat die dorp, ek wil amper sê, in wanbestuur en in 'n wanorde eindig nie. Dis 'n baie belangrike vraag en ek dink dis 'n vraag wat 'n mens die hele tyd vir jouself moet vra. 'n Mens moenie dink in terme van 'n resep nie. Want jou vraagstukke bly verander, jou gemeenskap se dinamika verander. Om 'n simpel voorbeeld te vat, sekere goed is nie 'n kwessie nie, maar dan begin jy in 'n globale ekonomiese uitdaging ingaan, soos wat ons nou wêreldwyd het, en jou mense begin voel die ekonomie druk. Dan is kwessies wat dalk in die verlede nie noodwendig 'n probleem was nie, begin hulle nou vra en wat ook al, en dis die omstandighede, jy weet, en dit is so, daai vraag van jou is 'n baie belangrike een wat 'n mens deurlopend moet vra en jy moet deurlopend aanpas. So wat ons probeer doen en wat ek dink ons grootendeels reg kry, natuurlik nie perfek nie en daar's altyd ruimte vir verbetering, is daar's twee goed wat jy moet hê, en jou inwoners gaan altyd sê, dis nie genoeg nie. Die een is inspraak en die ander een is deursigtigheid. Dis dood eenvoudig. Ons mense, ons volk, Afrikaners wil verstaan, hulle wil weet, hulle wil kan verskil. Dis jou mense en dit is ook wat 'n mens daai selfstandigheid wil aankweek. So mens moenie gefrustreerd raak met dit nie. En hulle is tog immers in Orania want hulle wil vry wees. Hulle wil vryheid hê. Presies dit. So die groot ding vanuit 'n Orania perspektief is jy moet ruimte skep vir dit, jy moet ruimte skep vir gesprekvoering en verskille, en jy moet dit na rigting toe, na uitkoms toe kan bestuur, en jy moenie vasval want jy gaan nie konsensus altyd kry nie. Jy weet, as jy konsensus het, wonderlik, jy weet, koester dit. Afrikaners is baie sterk eiewillig, dit is ons aard, dit is ons mense, so jy moet 'n kritiese massa kan agter 'n idee, gedagte verenig. En dan moet jy nou maar ongelukkig die mense wat nou ontevrede is of nie saamstem nie, moet jy dan nou maar van daar af hanteer. So inspraak en deursigtigheid. Hoekom ek sê ons mense gaan altyd voel dis nie genoeg nie, is jou gewone inwoner wil graag weet, maar dis moeilik om al die inligting wat jy kan antisipeer, hy wil hê proaktief by hom uit te kry. So daarom het ons 'n oop deurbeleid by die dorpskantoor. Enige iemand kan enige afdelingshoof of my kom sien 'n afspraak maak, vra. By die raad self, ons het nou 'n direksie, maar dis nou die raad binne die dorpsgebied. Is dit so eenvoudig soos iemand sê, luister, ek wil graag die direksie toespreek oor enige onderwerp wat vir my van kommer is. En dan moet hy dit net op 'n papier, op 'n brief sit. Wat is dit? Wat is die aard van sy bekommernis, sy vraag, of wat ook al hy wil doen, sodat die direksie voorbereid kan wees. Dan kry hy 'n halfuur op 'n raadsvergadering om sy sê te sê en te luister. Maar dan het ons ook kwartaalliks terugvoervergaderings of gesprekke met die direksie wat ons dit noem, waar ek en die inligting en skakeling hoof burger. Ons het nou byvoorbeeld maandag aand een gehad in Klein Geluk.
dan sal afgevaardigde direkteure saam met ons twee en dan kan die gemeenskap kom en dan kan hulle vra, dan kan hulle bekommernisse lig, hulle kan sê wat hulle ontevrede is, soos byvoorbeeld by die pas afgelope een, het van die mense gesê, die paaie in Kleingillik was lanklaas geskraap en so aan, en dan kan ons verduidelik, wanneer gaan ons skraap, hoe lyk die tydsberekening rondom die pad wat ons nou moet bou, Julle en wag dan wanneer nie- ons weer Julle wag dan nie meer vir die geld van Ys Magashule nie. Nee, darm nie. So daai, en dan het ons vir burger inligting en skakeling, wat enige iemand, soos hy is maar die ontvangs van meeste vrae, kwessies, en hy gaan drink koffie saam met die mense. So ons het redelik Maar dit kan ook nogals intimiderend wees. Dit kan wees, maar ek dink, meen jy vir hulle of vir burger? Nee, vir hulle. Ja, Want as burgers so aangeloop kom, Ja. bas. Ja, nee, so hy was 'n baie goeie strategiese keuse. So, Maar hy's 'n aangename gesprek. Ja, Jy kan ja. maklik met hom gesels. Ek probeer nou net vir die mense sê, die van julle wat nou nie vir burger ken nie. Burger loop hier so rond en maak al sulke video's gisterand ook toe ons nou by daai Patrysdag wat St. Patrick's St. Day, maar is Patrick's Dag eintlik die Ierse, ja. Ek weet ek grap ook nou saam met jou oor die dag het Burger ook nou sy videoetjie daar gemaak. Hy staan en vertel hy eers vir die mense. So hy's baie betrokke, mense leer hom ken en hy weet is aangenaam. So Maar Burger is nie die gewone groot ou nie, hy is so 'n bietjie groter as almal. Jy's ook lekker lank, maar ja, Burger nee, is- maar Burger is- hy was by die Olimpiese spele gewees vir gewigstoot. jy sien. So ons moet sulke stelsels kry, ons het nou weer een waar Burger vir ons 'n meningspeiling in die dorp uitstuur. Net doeteenvoudig om te kyk, die verskillende afdelings terugvoer te kry. Is die mense gelukkig oor, sê nou maar, dan vat ons al die verskillende afdelings, ons vat byvoorbeeld by ingenieursdienste, sal ons sê paaie, elektrisiteit, water, wat is julle terugvoer om hom te rangeer en is daar 'n voorstelle. So ons probeer regtig die mense betrokke kry en ons probeer doen baie moeite om dit te akkommodeer. Die ander ding rondom jou vraag van mense wat vryheid wil soek en hoe bestuur jy sonder om te wil beheer? En dis 'n vraag wat jy krities vir jouself moet vra. En glo my, Afrikaners gaan jou baie vinnig wys as hulle dink jy daai grens oorgesteek, en ek dink dis ook goed en dis ook gesond. Ek dink nie 'n Hitler-figuur sal onder die Afrikaners kan werk nie. Ons dinamika is net nie soos die Duitsers se nie. Ons is baie meer individualisties. Maar in elk geval, so daai wat ons dan probeer doen om te sê hoe onderskei ons tussen hoe beperk ons bestuur tot so 'n mate dat dit nie beheer word nie, is die primêre uitgangspunt om te sê wat is die plaaslike owerheid se kernbedryf en fokus daar. En dan sal ons sê dit is die beskerming van eiendom. Dis 'n owerheid. Kom ons begin by owerheid. Beskerming van eiendom, afdwing van kontrakte of 'n regsorde te skep waar kontrakte en kontraktering afgedwing kan word. Handhawing van die openbare orde en die beskerming van aanvalle teen buite en dan gesamentlike infrastruktuur, soos paaie, soos elektrisiteit, wat jy werklik vir die kollektief moet optree. En dan probeer ons nie buite daai grense gaan nie. Die oomblik ek dink as 'n owerheid sê hy wil goed doen om sê nou maar te sê ons het mense wat ekonomies behoeftig is, wat gaan die owerheid doen? Ek dink dan begin jy uit die kernbedryf van die swaardmag wat die Here vir 'n owerheid gesê het wat hy moet doen. As jy in daai fase ingaan en jy begin bedryf reguleer, dan begin daar uitdagings kom, dan begin vryheid uitgekalwe word. Maar orde en veiligheid is eintlik die wagte van vryheid. Jy gaan nie werklik vryheid hê sonder orde en veiligheid nie.
En dit is wat die owerheid moet skep. Maar as die owerheid verder gaan as veiligheid en orde, en daai orde word gedefinieer in sekere terme, waar hy aan mense se drome wil soort van uiting probeer gee. Die ou moet self uiting aan sy drome gee. Die owerheid moet die speelveld gee en die inwoner, die burger, of die sakeman moet kom toetree. Correct. En hy moet beslag gee volgens sy roeping aan sy droom. En daar dink ek is grootliks waar dit vir ons lê. Maar dit is 'n mens moet krities self dink. Jy moet vir jouself die vraag vra. Is ek nou besig met beheer of is ek besig met bestuur? Dit is. Nou, Gawie, hoe maak ons as ons nou mense wil uitnooi om Orania toe te kom en jy sit nou met die stedeling wat iets soek soos soortgelyk wat hy gehad het. Jy sit met die ou wat op die plot gewoon het wat nou iets in Orania kom soek soortgelyk as wat hy gehad het. En jy sit met die boer wat sê maar hoe kan ek my boerdery talent hier kom aanwend? Ek verstaan julle het verskillende eiendomskategorieë as ek dit so kan stel, maar my vraag is presies vir jou vir dit is, hoe kan hoe kan jy die nuwe ou wat inkom in Orania, hoe begelei jy hom om te sê, wat se eiendom sou jy vir hom voorstel om te moet aanskaf? Kyk, dit is 'n baie belangrike punt ook in die opsig dat elke persoon wat Orania wil oorweeg, is dit regtig belangrik om moeite te doen om werklik te probeer verstaan, want jy het soos jy sê verskillende eiendomsmodelle en die regte en die verpligtinge van elkeen verskil. Nou ek is by die dorpsraad en die dorpsraad is die kantoor en die direksie van die aandeleblok wat die dorpsgebied is. So dis die middelgroepie. Dit is so, as jy daai wit kaart daar sien, daar's ons grense. Goed, so as jy byvoorbeeld hierdie is die aandeleblok, dis die ou dorp, dis sy grense, dit is die aanvanklike plaas se grense waarop Orania, die aanvanklike Orania gebou is en hy is binne 'n aandeleblok. So as ons nou na hierdie toe gaan, dis die hele groter Orania, wat uit verskillende entiteite bestaan wat grond besit, verskillende regsentiteite. So dan sal jy nou sien, hier binne is die aandeleblok omtrent daai. Goed. Sien so. Ons het nog 2 plase of hoewes aangekoop by die aandeleblok, wat ons nou besig is om in te lyf, waarop ons ook ontwikkeling kan doen. Hulle verskyn nou net nie hier nie. Goed, maar die so die belangrike ding is om te sê, hierdie wat landbougrond is in voltitels. So jou tipiese boere wat wil kom boer in 'n landbouhoewe wil koop, kan 'n voltitel koop. Hulle word georganiseer binne 'n eienaarsvereniging. Hier binne is 'n aandeleblokmaatskappy, so jy koop aandele in 'n maatskappy en die wet op beheer van aandeleeblokke sê jou aandele verteenwoordig 'n perseel waarop jy eksklusiewe gebruiksreg het. En dan het ons hier binne, soos hier, het ons 'n koöperasie en daar's ons 'n maatskappy met 'n trust wat daai dis Vletjieskraal Noord wat dit bestuur. So die belangrike ding is elke een van daai, dis wat ek probeer sê op jou vraag, het ander regte en verpligtinge en dis belangrik. Ek het 'n mening. Iemand anders gaan 'n ander mening hê en dis waar ons dood eenvoudig sê mense moet maar hulle die vraag vra. Dit is regtig belangrik. Want net om te weet hoe werk dit? As 'n mens byvoorbeeld vat die aandeleblok, dis 60 aandele. Maak nie saak wat jy daar bou nie. Jy het 60 aandele. Maar nou begin mense dit dink hulle 60 aandele nou wat is 'n aandeel werd? Nee, daai wat ook al daai eiendom werd is. Dis wat jou 60 aandele werd is. So ek en jy kan 2 aandeelblokke reg langs mekaar hê. Jy het 60 aandele, ek het 60 aandele. Jy kan 'n baie mooi huis daar bou en ek kan 'n
slaapkamer woonstelletjie op myne bou. Jy gaan 60 aandele in die aandeleblokmaatskappy, ek gaan 60 aandele in die aandeleblokmaatskappy. Myne se gaan dalk 800.000 of so, ek moet sê 600.000 rand werd wees. Joune sal dalk 1.5 na 2 miljoen werd wees. En dit is van daai goed wat en binne elkeen van daai is daar ander permutasies rondom wat is my regte, wat is my verpligtinge, en dit is regtig belangrik dat daai mense daai vraag vra. So dan is hier persone, so as 'n mens binne die verskillende entiteite belang sou stel, dan is daar persone by elkeen wat daai gesprek kan begelei. Die belangrike ding ook as iemand in Orania wil vestig om te onthou is ons begin oor en ons moes oorbegin aan die hand van regsvoertuie wat wel bestaan. Goed, so kom ons vat 'n voorbeeld. Toe die dorpsgebied aanvanklik gekoop is, was die aandeleblokmaatskappy die beste model. En ons dink nog steeds dis die beste model tot vandag toe om 'n dorp te bestuur wat Orania se doelwitte het, se visie het en se ideale het. Nie noodwendig enige ander dorpie, maar as jy daai visie en daai ideale, want jy wil die idee saamsnoer. Elke ou moenie kan maak wat hy wil nie. Hy moet binne die groter idee redelik in bane geplaas word. So ons is nog steeds baie positief oor die aandeleblokmaatskappy. Maar nou koop jy landbougrond aan. Maar nou word daar bepaal, as jy 'n aandeleblok oor landbougrond wil registreer, moet jy Departement Landbou se toestemming gee. Maar hulle gaan dit dadelik sien as verdigting, so hoekom wil jy landbougrond nou omskep na dorp toe? So landbou gaan nie vir jou die toestemming gee nie, maar jy wil ook nie noodwendig nou verdig nie. So en dit is hoekom dit toe onderverdeel is in voltitels en so aan. So elke keer wat Orania voor 'n kruispunt kom en sê ons moet die volgende tree gee, dan onthou daar's nie in 94 vir die Afrikaner selfbeskikkingswet gegee en die grondwet en sê dis hoe julle dit doen nie. Ons bou hierdie vliegtuig so in die vlieg, nê? So ons kom by 'n punt en dan sê ons goed, nou wil ons landbouhoewes uitsit. Maar nou sien jy daar's 'n regsuitdaging, jy kan dit nie binne die aandeleblok doen nie, dan skep jy 'n entiteit waarbinne jy dit kan doen. En dit is hoe Orania oor tyd met ontwikkeling, jy verskillende forme van besit het. Dit is elke keer het hy 'n unieke uitdaging op daai stadium aangespreek en 'n oplossing daarvoor bedink. En so ek wil net vir ons kyk en sê die mense wat vertroud is met artikel 235. Artikel 235 is die selfbeskikkingswet of wat vir ons sê ons het die reg tot selfbeskikking, maar die wet is nie regtig waar finaal geskryf. Daar's glad nie geskryf. Daar is nie 'n wet nie, dis 'n wet wat die Vryheidsfront Plus nou vir 30 jaar sukkel om dit deur te druk in die parlement om vir selfbeskikking spesifiek sekere ek wil amper sê dit vir julle of makliker of moeiliker te kan maak om selfbeskikking toe te kan pas. Dis 'n baie belangrike punt wat jy daai laaste een, makliker of moeiliker. Ons ervaring by Orania is binne die bestaande, as jy kan vat, jy het 'n Stein City, jy het 'n Silver Lakes, jy het 'n Woodhill, jy het selfs Waterfall City daar by Sandton. Hulle kon binne die regsraamwerk tot 'n groot mate as jy Waterfall City toe gaan. Hulle het verskriklik baie vorms van selfregering al binne hulle gesetel. Rondom beskikbare wetgewing en voertuie, jy moet net kreatief dink. Ons vraag net is, as 'n mens sou gaan vir 'n selfbeskikkingswet, ons sien, ons kry redelik goed gedoen, jy moet kreatief wees, jou mense moet net verstaan wat dit behels, maar wat is die kans dat as 'n mens 'n wet vra of propageer, dat jy eerder ingeperk gaan word. En dit is die risiko, dink ek, wat Afrikaners werklik moet verreken. Ons almal dink 'n selfbeskikkingswet
wat jou gaan bemagtig, wat is die kans dat hy dalk die teenoorgestelde gaan hê? En ja, dit is 'n lang gesprek om te hê, maar dit gaan die duiwel gaan in die detail wees, soos wat hulle sê. Net weer om terug te kom na die grondgebruik, jy weet, die verskillende eiendomskategorieë wat jy het. So die grondgebruik, as ek reg verstaan, is die voltitel landbougrond, moet jy koop sonder bankskuld. So jy kan OSK gee verbande binne die aandeleblok. Okay, laat ek nou myself OSK, ekskuus. Ja, laat ek myself reg sê, so ek mag by OSK geld leen, maar ek kan nie by Absa geld leen op hierdie eiendomme nie. Okay, so binne die aandeleblok beperk ons dit tot OSK. Die groot rede daarvoor is, jy wil 'n bank hê wat die ideaal verstaan. So kom ons sê, iemand kry nie sy paemente betaal nie, en dit gaan op veiling, wat is die uitdagings waarmee jy kan sit? So nou sit ons met 'n gemeenskapsbank, wat hierdie stuk grond van die gemeenskap, en kom ons sê, iemand kan dit nie betaal nie, behoorlik kan bestuur, dat dit in 'n proses gaan, dat dit by Oraniërs en Afrikaners uitkom. So daar is maniere om dit te doen. Jou risiko met 'n buitebank is altyd dat hulle net na die geld gaan en nie die ander goed gaan in ag neem nie. So het byvoorbeeld die voltitel hoewes het 'n voorkoopsreg ingebou op elke titelakte. So byvoorbeeld, as jy 'n verband registreer, dan moet die bank kennis neem dat die eienaarsvereniging het 'n voorkoopsreg. En dis hoe ons met regsmeganismes, ek sê nou ons, maar die eienaarsvereniging van die boere, sekere meganismes ingebou het, dat as 'n buitebank gee, dan moet hy daai voorkoopsreg aanvaar. As hy nou vra, kan ons daai voorkoopsreg afstand van doen, want hy wil leen nie teen, dan moet die eienaarsvereniging weet, hy gaan nou op risiko. As hierdie persoon nie daai paaiement kan betaal nie, kan hy op 'n veiling eindig ensovoorts. So, maar dit is dan daai bestuur se taak, en die dorpsraad of die aandeleblok het niks daarmee te doen. Daai bestuur besluit self. Ek verstaan. Nee, dit is baie interessant dat ons hierso hoor, en ek dink dit gaan vir baie van ons kykers en mense wat dit beoog en Orania oorweeg, definitief help om hulle besluite te kan neem. So die laaste punt wat ek dan nou wil by uitkom is Orania, en ek sê dit nou ook op 'n ligter lyn, toe ons Oktober maand hier was en ons het saam met oom Paul daar van Voortrekker Monument afgetrek hier na Orania toe, en ons het hier in Orania het ons in Oktober, daar by die 10de van Oktober het ons die gesien toe hulle die doek van hom afhaal. Toe kon jy sien oom Paul was daar was 'n bietjie, hy was nog so bedruktheid in hom. En hy het nie so regtig gelukkig het gevoel. En hy kom van Pretoria af, en daar waar hy staan op die plein was dit is nie lekker vir hom om daar te staan nie. Maar ons kan sê met ons besoek hierdie afgelope paar dae in Orania het ons gesien oom Paul se bors is so 'n bietjie hoër, en hy kyk nog af, maar hy kyk so 'n bietjie op met sy oë, jy weet, asof hy meer tevrede is. Ja. So ons kan sien hy is tevrede met die groei wat jy nou in Orania hoop hy is. Maar die punt wat ek wil maak is, julle beplan nog steeds 'n ontwikkeling, en voorheen het ons ook al gehoor by mense in vorige jare het hulle gesê dat daar's net sekere tye wat hier so mense deur Orania amper af, jy weet, baie is, en dan is dit weer vir lang tye stil. Nou sê hulle dit beweeg in Orania. Daar's 'n gevoel in Orania. Ja. En dis 'n positiewe gevoel van mense wat werk en bou en bydra tot die ontwikkeling van hierdie ideaal. Kan jy vir ons net so ons luisteraars ten slotte net sê, waarna toe mik julle met die ontwikkeling van Orania, en miskien in 'n tydsraamwerk? En dan ook, hoekom is dit nodig dat mense moet kom Orania toe? Hoe meer mense kom, hoe meer kan julle ontwikkel, of het julle of sê julle maak die plek reg, dan sal die mense kom, of moet die mense kom en dan sal die plek reg gemaak word? Ek dink nie dis 'n of nie, dis 'n en.
Goed. Ons moet begin realiteit te skep vir mense om te kom, maar mens moet maar altyd onthou, sekere mense is gereed om net vanweë die aard, of sy beroep, of waar hy in sy lewensseisoen is sekere mense op sekere stadiums reg om te kom en ander nog nie. So die vraag is, waar bevind ons onsself nou? So op hierdie stadium, as ons net vinnig dit kan sê, so Orania ons wil 'n stad vestig, ons fokus na ten minste 10,000, en dan wil ons, as jy nou vir my sê tydlyne, dan sou dit wonderlik wees as 'n mens kan sê 15 jaar, as ons binne 15 jaar by 10,000 kan uitkom, miskien binne 10 jaar, maar ek sou baie meer selfvertroue gehad het, sê net maar 2 jaar, 3 jaar terug, want toe het ons nog goeie eksponensiële groei gehad. 2025 met die ekonomie, wat redelik globale uitdaging het ons gesien, mense skuif na stedelike ekonomieë toe. Al hierdie plattelandse dorpies, waar jy sekere bedrywe nie het nie, en sekere werksgeleenthede nie het nie, as die ekonomie 'n bietjie van 'n skok kry, dan gaan die ouens maar stede toe. Dis waar die werksgeleenthede is. Nou dis net so belangrik vir ons volk. Dis kom Orania stad moet wees. Die Afrikaner is 'n verstedelikte volk. Hy leef in sy siel op die plaas, maar in sy vlees is hy tipies, die Afrikaner is 'n moderne volk. Hy het heel waarskynlik een of ander spesialisbedryf waaraan hy dien. En daar moet werksgeleenthede vir dit wees. So om voorbeeld te vat, sekere beroepe sal Orania eers 'n sekere grootte moet wees voordat meer mense in daai beroepe kan vestig. So dit is hoekom ons die voorwaarde daar moet skep en begin bou. Maar nou is dit die geval van as daar entrepreneurs is, mense wat besighede, 'n liefde vir besigheid het, wat geleenthede kan raak sien en dit kan benut. Ek dink is dit nou die ideale tyd om Orania toe te kom. Dit is die persone wat 'n verskil, wat iets op die grond gaan neersit, wat ons nog nie kan neersit nie, en dit is dan nie hoe die vermoë uitgebrei gaan word vir die mense wat nog verder kan kom. Ek wil net vinnig dit noem. Een van die bedrywe wat ons gesien het in 'n moeilike ekonomiese tyd, 'n goeie mededingende voordeel bied is opleiding. Want in swaar ekonomiese tye, jy gaan dalk minder uit eet, jy gaan dalk 'n diens of 2 op jou kar mis, as jy nou regtig moet, jy gaan dalk jou versekering afskaf, of jy weet, al jou meer luksehede, jy gaan nie op jou kind se opvoeding snoei nie. So as ons, so dit is deel van die breër plan, nou daar is Bokaroo opleiding in die skole, onthou dis nou nie, hulle het hulle eie bestuure, maar as ons 'n omgewing kan skep wat ek dink ons doen, wat heilsaam, veilig is vir studente, vir skoliere. Wat het jy? Het voete wat inkom, jou ekonomie wat word gestimuleer. Meer studente wat inkom, beteken meer inkopies wat gedoen word, karre wat meer gereeld gediens moet word. So dadelik is daai 'n bron van, soos wat jy sê, die voete wat inkom, wat dan stimulerend vir die ekonomie is. Maar ons het nou is die ideale geleentheid vir persone wat sê, maar ek kan nogal sien hoe ek 'n besigheid kan doen wat binne daai omstandighede van Orania mededingend kan wees. En so om terug te kom na jou vraag toe, kom ons sê as ons sê 10,000 mense in 10 jaar, sou ek dit hoop, oor 10 jaar van nou af, die voordeel wat ons het is, ek dink die basis is gelê vir versnelde groei. Ons het versnelde groei gehad, die ruk voor 2025 het 'n bietjie afgeplat, maar ek is bly jy sê, want dit sê my indrukke en jou indrukke stem ooreen, en dit is laat ons 'n versnelling voel, al vroeg in 2026. Maar die voorwaardes is gelê. Maar is jy reg, sou jy sê in 10 jaar na 50,000 mense toe in Orania kan groei?
Binne 10 jaar 50.000. Ek sou sê dit is 'n lekker probleem om te hê. Ons sal dit definitief kan maak werk. Of daai tempo tot so 'n mate eksponensieel gaan wees, dink ek is daar 'n paar faktore wat moet gaan gebeur wat ons nie noodwendig nou kan voorsien nie, maar ek glo ons sal dit kan bybring, want onthou die oomblik wanneer jy 'n groot aanvraag het, 50.000 mense wat wag om te kom, as daai aanvraag toeneem, is daai ekonomiese geleenthede ook toe, dan gaan die persone wat kom met besighede ook ewe skielik is daar 'n groter mark wat daar nie was nie. So ek dink dit sal wees, ek dink dit gaan hoe het iemand vir my een keer gesê, die enigste ding wat moeiliker is as om vinnig te groei is om nie te groei nie, nê? So vinnig groei kom met sy uitdagings, maar dis baie brood nodig. So ek dink ons sal dit definitief kan maak, maar dit gaan waars gaan. Ek dink en ek mag dalk dit dalk nie heeltemal verstaan nie, maar ek dink julle lughawe so ontwikkeling mag dalk nuwe geleenthede oopbreek, want ek kan net byvoorbeeld dink aan 'n beroep soos byvoorbeeld mense wat agter rekenaars sit en werk. Presies. Ek kan nou ewe skielik sê, maar ek kan nou eintlik in myself kom vestig in Orania. Hier's goeie internet verbindings, of ek kan hopelik kan Elon Musk se Starlink een van die dae ook Suid-Afrika toe kom, maar die punt wat ek wil maak is, dan kan mense nog steeds in Orania vestig en sou hulle moet na enige plek in die buiteland gaan, Suid-Afrika of die buiteland gaan, dan kan hulle op 'n vliegtuig klim hier en direk ry. Dit is nie nou weer deur Kimberley of deur Johannesburg wat gedoen moet word. Ek dink daai kan 'n baie groot deur oopmaak vir mense om na Suid-Afrika toe te kom. Alhoewel dit nou is, soos jy sê, dis nou of weet ons sê dis nou dis nie 'n tasbare ding nie, maar dis ten minste 'n persoon wat al meer in Orania woon en vanuit Orania sy besigheid dryf. Dis 'n baie belangrike punt wat jy maak. Daar's 'n paar sektore as ons praat van groei en waar ons dink ons 'n verskil gemaak in die toekoms. Ek wil amper al sê alreeds het ons mense wat bo in Afrika werk, mans, dan bly die gesinne hier. Ons het redelik van die wat Amerika werk en die gesinne bly hier. So dit is al reeds daar. Die opgradering van ons vliegveld na 'n lughawe waar ons meer gereeld vlugte het, gaan definitief 'n groot bottleneck oopbreek. Dit gaan vir almal die reisafstand net soveel korter maak. Dit gaan soveel geriefliker maak. En ek het verstaan die ouens by die vliegpark het al uitgereik na 'n lugredery toe. En daar is 'n geleentheid om dalk hier op een van die roetes te land. So daar's baie moontlikhede. Dis 'n groot versneller wat jy daar noem, en daar word daadwerklik gefokus op die beslag gee en die uitbrei van die vliegveld na 'n lughawe. Dis definitief een van die strategiese projekte waarby die dorpsraad ook betrokke is. Moet julle nou landbougrond gaan koop om die lughawe te verwesenlik? Die vliegveld is daarmal daar. Ons kyk tans na ek is ook op die vliegpark se bestuur. Ons kyk tans na burgerlike lugvaart se vereistes, die lengte van aanloopbane, moet hy uitgebrei word, watse tipe vlugte kan jy hanteer? En vir ons is die belangrike ding, kyk, 'n vliegveld het jy nie noodwendig voor of het jy kan hom in landbou hou. Maar as jy na 'n lughawe toe gaan, dan begin jy van 'n heeltemal 'n ander dier praat. So dis ook van die goed wat ons moet kyk, hoe lyk daai formalisering die grondgebruikprosesse? Maar ons is reeds in proses om te kyk na watse grootte, dis eintlik al klaar bepaal. Ek ken net nie daai tegniese goed so goed nie, maar watter vliegtye op watter lengte aanloopbaan, maar daar is die uitgangspunt ook, doen dit wat jy kan doen. Moenie nou jou vasknoop in 'n verskriklike groot projek, maar jy weet, wat die kapitale uitleg miljoene kos. Maar al wat jy eintlik nou hoef te doen is, kry 'n teerbaan, doen die nodige, maak dit 'n gemaklike ontvangs of 'n afstap lokaal, doen daai basiese opgradering, kry gereeld vlugte, en dan vat jy dit van daar af soos dit kom. En ek dink dit is die roete waarop gegaan word. Ek wil so bietjie net noem dat die vliegpark het ook nou opdrag gegee vir die
ook 'n siviele meesterbeplanning vir die lughawe, net om so 'n bietjie te kyk waarna kyk ons om hierdie olifant te begin eet. Ek verstaan. Gawie, een van die punte wat ons ook moet antwoord is, hoe hanteer julle die reg, die gereg? Hoe maak julle seker wet en orde word in Orania gehandhaaf van iemand wat, kom ons noem dit steel, van iemand wat ek sê 'n misdaad pleeg hierso in sulke opsigte. Hoe hanteer julle dit? Goed. Ek gaan nou uit verskillende fasette uit eers wat ons tipies noem die polisieeringsrol en dan is dit die howe rol of die justisie rol. Orania het al instellings in plek gesit om daai rolle te vervul. So kom ek begin vinnig by die polisieering. Ons het ons eie sekuriteitsmaatskappy, Orania Veiligheidsdienste. Hy's 'n vol filiaal van die aandeleblokmaatskappy, so hy resorteer onder die dorpsraad, maar soos wat ek nou vir jou verduidelik, daar's verskillende entiteite wat grond besit in Orania, maar daai entiteite kan ook direkteure benoem op die direksie. So daar word dan heffings betaal, amper half soos wat jy tyd het met 'n sekuriteitsmaatskappy, waar almal nou 'n veiligheidsheffing betaal, so betaal die hele Orania ook 'n veiligheidsheffing, wat dan na Orania Veiligheidsdienste toe gaan. Hulle verrig dan hoofsaaklik sekuriteitsdienste, maar hulle het ook 'n ondersoekbeampte, so interne misdrywe word ook ondersoek. Twee goed, onthou 'n klaer hoef nie 'n klagte by die polisie te lê nie, maar kan. Ons staan nie in iemand se pad as hulle 'n klagte by die polisie wil lê nie. Oor die algemeen is ons ondersoeke vir plaaslike goed beter en vinniger en meer effektief as die polisie sin. Hulle is onderbeman, ons ken al die goed, hulle sukkel regtig. Daar's 'n goeie gesindheid en 'n goeie verhouding tussen ons en die SAP in Hopetown. Daar's glad nie struwelinge nie, maar hulle is werklik hulle hande vol. So hulle waardeer dit ook dat Orania daai vermoë het. So kom ons sê iets so sou daar inbraak wees, sou daar selfoondiefstal, sou daar wat ook al wees, dan ondersoek ons ouens dit self. Dis die kwessie van polisieering. Dan het ons, wil ek amper aanhaak daarby, as 'n mens self dink by verdediging, 'n mens dink 'n bietjie weermag, so, het ons 'n afdeling onder Orania Veiligheidsdienste, so wat Orania weerbaarheid is. Maar wat ek daar wil noem, so dit is, polisieering het te doen met die handhawing van interne orde, weerbaarheid het te doen met die handhawing van vyandige optrede teen 'n omgewing. So byvoorbeeld, ons het ook weerbaarheid, maar ons het, dit bestaan uit vrywilligers, nee? So ons het verskillende spanne, ons het een besoldigde persoon wat die bestuurder is, hy sit in OVD, hy is dus onder sy bevel en beheer, dis Teens Wessels, hoof van veiligheidsdienste is Etienne de Lange. So, en daai veiligheidsgroepe sal byvoorbeeld uitgaan en ondersteuning bied aan OVD intern, soos en wanneer hulle dit nodig het, doen ook bystand sê nou maar in die dorp, so betrek jy ook jou gemeenskap by jou veiligheid intern, maar ook ekstern. So het dit al gebeur dat OVD en weerbaarheid hulle dienste ook aan boere in die omgewing beskikbaar stel. Ons het al kabeldiewe gevang op pad Hopetown toe, kabeldiewe in Petruswil, veediewe in Lukhof, en dit is waar weerbaarheid se spanne hoofsaaklik betrokke raak. Hulle werk hoofsaaklik na buite, en die gedagte wat ons daar het is 'n veilige omgewing skep 'n veilige Orania. So weerbaarheid saam met en OVD het 'n deel na buite toe funksie, maar hoofsaaklik binne. Dan het ons, as ons praat van justisie, het ons 'n eie instelling Orania Regspleging met sy eie liggaam, die regsraad wat toesig hou. So ontstaan onder Jan van Sail. Hy is uit waargeneem as Landros in Randburg, hy's ook 'n advokaat. So hy bestuur regspleging. En wat ons by regspleging het ons sivielregtelike en dan 'n strafregtelike. So onder die siviel doen ons dit met alternatiewe geskilbeslegting. As ek en jy 'n dispuut het, kan ons 'n mediasie kom aanvra. Waar bemiddelaar, amper soos die CCMA se eerste ronde, waar bemiddelaar kyk of ons die ding kan skik nie.
Meer as 90% van ons sake word daar geskik. Dit gaan nie sommer verder nie. Jy spaar eintlik baie kostes op. Spaar baie kostes. Dan het ons saam met die mediasies, ons arbitrasies is waarna nie 'n skikking kan kom nie. Dan kan ouens arbitreer. Ons kry plaaslike ouens om die arbitrasie te doen as dit meer kompleks is, dan kan hulle selfs 'n advokaat van buite kry om voor te sit. Maar onthou ook, ons staan aan niemand se pad om nie ook siviele hof. Hulle kan mekaar dagvaar in die landdroshof. Ons staan aan niemand se pad om klag by die polisie te lê of om via die landdroshof of Hooggeregshof ook hulle aksies te begin nie. Sekere goed kan jy net nie doen nie wat te doen het met die status van persone en so aan. Maar daar het al 'n manier in Oranje ontstaan wat 'n goeie kultuur is die ouens probeer maar eers voordat hulle buite toe gaan. Daar's nie 'n ding wat hulle dwing om eers hier te wees nie, maar omdat hy meer effektief is, begin dit ontstaan. En dan is daar die ander afdeling by regspleging wat ons dissiplinêre proses het. Ons het 'n dissiplinêre kode en dan het ons reëls. Elke instelling, grondentiteit as ons dit so kan sê, maak sy eie reëls. So die dorpsraad het sy reëls vir die dorpsgebied. Jy kan nou dink, goed, byvoorbeeld hoeveel hoenders en mag jy skape aanhou. Dit gaan ons nou nie in die landbou. So daai reëls is baie spesifiek. Dit gaan in die landbou, nie in die dorp nie. Ja, so byvoorbeeld in die dorp gaan jy nou nie in jou erf 'n skaap kan aanhou nie. So dis kom die diferensiasie van reëls het. Maar in die dorp byvoorbeeld, die punt wat ek net wil maak is, elkeen van daai grondentiteit maak sy eie reëls op sy grondgebied. Net soos wat jy maar is dit ook nou iets wat nou, ek wil amper sê, dit is die gemeenskap wat moet verstaan dat daai reëls is nodig vir die doelwit wat jy in oog het. Ja, nee, definitief. So jou reëls sal byvoorbeeld kan insluit goed soos wanneer se net erf onnet, klank, geraas, wanneer is jy weet tipies daai goed wat jou buurman kan pla, maar dit kan ook goed insluit soos diefstal, miskien ernstiger goed, aanranding en al die klas van goed. Dit is ook binne die reëls, maar die belangrike ding wat ek net wou beklemtoon is elkeen van hierdie direksies van hierdie grondentiteite maak hulle eie reëls op hulle gebied. Wat die regspleging dan doen is, hulle kyk na die reël en die klagte van die reël wat oortree is, en hulle sit dan voor, dis 'n hele dissiplinêre proses is, soos 'n hofsaak, so te sê, en dan kan daar boetes wees, in sekere gevalle is daar gemeenskapsdiens, veral as jy met jong kinders werk, wat so bietjie belhamelrig geraak, boetes en so aan, maar die finale straf, is dis nou as 'n klomp waar ouens se gedrag net nie verander nie, is die finale straf dat iemand kan gevra word om Oranje te verlaat. Dit is die finale straf wat jy dan wat die grondentiteit dan afdwing nadat 'n paneel dit. Julle kan hom nie in 'n tronk sit nie. Nee, kyk, ons het nie daai bevoegdhede nie. En dit is juis hoekom ons daai ding daai finale straf moet hê. So dis die finale afskrikmiddel as gedrag nie verander met boetes, gemeenskapsdiens, waarskuwings ensovoorts nie. En dit is hardnekkig duur dit voort. Dan op 'n stadium is dit wat ons sê, ons gaan jou nou nie, eerstens mag jou nie in 'n tronk sit nie, ons het nie daai bevoegdheid nie. Die tweede ding is, en dit raak so 'n bietjie filosofies, is my vraag, dis 'n vraag waarmee Oranje worstel, ons gaan daai vraag nog lank moet rondskop, maar die vraag lê op die punt van die persone wat, kom ons sê, 'n ou wat steel, hy parasiteer op die ander ten koste van ander, is die beste oplossing om hom in 'n plek te sit waar hy nog steeds met belastinggeld, jy weet, nou kan hy daar sit in die tronk en hy het nou belastinggeld en hy eet en hy drink en wat ook al, alles dak oor sy kop. Dis van die filosofiese vraag wat Oranje nou nog moet antwoord in die langtermyn, maar op hierdie stadium is dit eintlik nie 'n kwessie nie, want ons mag nie. Dis
Sou nou nie te veel tyd daarmee op nie. Maar ja, so ek hoop dit help. Ek weet nie of jy nog vra. Nee, ek dink dit maak heeltemal sin dat mense dit verstaan en julle het nou die kom ons met die polisieeringskant. Jy sê julle het die eksterne aspekte. Ander kom ons noem dit nou maar maniere waarop julle Orania beskerm en uitkyk vir Orania se veiligheid. Verstaan ek ook julle het tegnologie wat julle gebruik ver buite die dorp uit. Ja, so deel van ons dienste wat ons gee vir boere buite is kamera monitering. So daarso is dan van die boereverenigings in die omgewing het kameras teen sê nou maar die N12 en meeste van die hoofroetes. Dis in die boerevereniging se beste belang om ook daai pad dop te hou, maar dan moniteer Orania veiligheidsdienste dit hier. En deel van daai wat ek sê ons werk ook na buite is die hele kwessie van hulle weet ook as daar 'n uitdaging is, dan kan hulle vir Orania veiligheidsdienste kontak. Ons gaan nou nie vir elke dingetjie uit nie, maar soos byvoorbeeld in daai gevalle waar daar koperkabels gesteel is van die pompe of die spulpunte, dan doen ons ouens moeite. En ja, so werk ons redelik goed saam. Ek wil ook noem dat toe die EFF so bietjie hulle monde oopgemaak het oor Orania en ons onthou daar was by Kleinfontein ook so bietjie oprig. Ons was daar. Julle was daar. So ons het ook van ons ouens mag gestuur om te gaan kyk. Ek het onthou, ja. Ja, en Kleinfontein het hulle baie hartlik goed hanteer ook in deel gemaak. So ons het ook 'n stelsel wat ons redelik voor probeer wees om te sien wat kom. So daar kon ons redelik voorbereid wees of ons kon redelik baie lesse daar leer en ons kon ons standaard operasionele prosedures ook aanpas aan die hand van goed wat daar gesien is. Ek verstaan. Gawie, dit was nou aangenaam om jou te gesels hierso in Orania oor die Orania ideaal wat eintlik vir ons almal. Ja. Enigene wat in die volk nog in volkskap dink. Weet ons dat dit op hierdie stadium wil dit vir ons lyk dat dit enige ander plek regtig kan realiseer soos wat dit tans in Orania gebeur nie. En ons wil julle sê dankie vir wat julle doen en baie sterkte. Ek dink julle uitdagings is groot. Want jy kry met allerhande aspekte te doen van mense met op allerhande denkwyses weet ook maar na julle toe kom en wat kan sê dinge kan werk en nie kan werk nie. Ja. Laaste woord van jou kant. Baie dankie. Ja, ek wil net sê baie dankie vir julle wat moeite gedoen het om deur te kom en 'n bietjie hier saam met ons te kom asemhaal en te kyk hoe die dinge werk. Ons waardeer dit regtig baie. Dit is altyd uitdagend om jou boodskap uit te kry en jy moet soveel platforms gebruik as wat moontlik is en elke platform het 'n ander sektor wat hy bedien en 'n ander invalshoek. So baie dankie daarvoor. Ek wil dan ook net sê dat wat ons by Orania doen is en as jy het nou gevra oor iemand wat hier wil kom vestig. Ons moet onthou Orania het 'n goeie plan, maar dis nie 'n plan van 'n komitee wat iewers in 'n kamer sit en al hierdie slim planne het vir elke geval of scenario wat homself kan voordoen. Orania is 'n gemeenskap van families wat sekere waarderings gedoen het. Hulle kies sekere goed bo ander goed. En hulle is bereid om deel van 'n oplossing te wees in 'n strewe na iets toe. Hulle is nie die ontvangers van dit nie. Hulle is die bouers daarvan. En Orania is waar Orania is. En hy gaan positief en negatief, nê. Maar Orania is waar Orania is weens die harde werk van die Afrikaner. So en veral die mense hier. So as ons vra hoekom is Orania nie groter nie, dan is dit die uitdaging wat ek amper al wil sê
is ons volk gereed om die offers te bring en die goed te doen wat nodig is om 'n nuwe boererepubliek uit die grond uit op te bou. Is ons mense reg daarvoor? Dan aan die ander kant, dit wat hier is, dienste wat werk, 'n veilige omgewing, mense wat, al kan hulle 'n bietjie lekker stry onder mekaar, maar lief is vir mekaar en mekaar koester en die omgewing koester. Dit is nie hier omdat daar 'n slim groepie gesit het en planne bedink het nie. Elke familie wat hier is bring daai stene en help saam bou aan Orania. En dit is, dink ek, as ek dit kan vra van julle Koot, is ons moet selfbeskikking maak gebeur. Die ANC gaan dit nie vir ons gee nie, Trump gaan dit nie vir ons gee nie. Ons moet dit maak gebeur. In Orania probeer ons met alles wat ons het, die beste wat ons kan, en as mense voel Orania moet groter wees, wil ek vra kom bou saam. Dit is nou inderdaad so. Ons het kan getuig dat ons ook agtergekom het, dat as mense op platform staan en sê, ons wil selfbeskikking hê, dan dat dit eintlik reflekteer terug op hulle, dat hulle dit nie verstaan hoe selfbeskikking werk nie. So, selfbeskikking werk wanneer ons jou kry in Orania, of Kleinfontein, of plekke waar die mense plan maak om self te beskik. Gawie, baie duisend dankies, en alles wat mooi is en sterkte vir julle. Baie dankie, Koot, selfs te vir julle.